Goeiemôre almal. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Mag hy vir elkeen rus en vrede en vertroue gee. Kom ons bid saam. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Dit is wat Jesus gebid het, toe sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het, net voordat hy gevang word, om doodgemaak te word. En ek dink dit is wat ons moet bid in hierdie tyd. Daar's 'n pandemie in die wêreld los, 'n skrikwekkende virus. Duisende mense is siek. Duisendes gaan dood. Party word gesond. En dit het nog nie gestop nie. Dis nou hier in ons land los. En wat moet ons doen? Ek dink ons kan maar net by Jesus leer. Wat doen 'n mens wanneer jy weet, hier kom 'n ding. Hier kom groot moeilikheid. Jesus het dit geweet. Hy het geweet dat kom vir 'n moeilikheid. Hy het vir sy disippels op 3 verskillende geleenthede gesê dat hy Jerusalem toe moet gaan. Dat hy daar baie moet ly deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. En wat doen hy? Hy weet daar lê vir 'n moeilikheid voor. Maar hy is getrou aan die roeping wat hy van sy Vader ontvang het. Hy deins nie weg vir dit wat vir hom voor lê nie. Hy loop oop oë, doelbewus na Jerusalem toe. En hy hou aan met die bediening wat hy van die Vader ontvang het, reg tot aan die einde. En daar by die einde, in sy uur van nood, kyk hoe reageer die Here Jesus dan. Ons lees in Matteus 26. So van vers 37 af. Jesus was bedroef, hy was beangs. Hy het vir Petrus hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Toe het hy homself afgesonder, het 'n eentjie verder gestap en gaan bid. Hierdie gebed: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy bid dit, en hy het seker stoksiel alleen gevoel, want toe hy by die disippels kom, toe slaap hulle. Hy bid weer 'n keer: My Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Hy kom by sy disippels, hulle slaap weer. 'n derde keer bid hy, hulle slaap weer. In sy uur van nood, doodsbeangs, benoud en alleen. En tog vertrou hy sy lewe volkome aan die Vader se wil toe en volkome aan die Vader se almag toe. En die vertroue dat hy weet sy Vader sal tree vir tree die pad saam met hom loop tot by die einde. En sy einde was so erg dat hy op 'n punt uitgeroep het: My God, waarom het U my verlaat? Om ons te verseker dat die Vader ons nooit sal verlaat nie. So, wat moet ons doen wanneer ons uitkom by hierdie virus wat vir ons voorlê? Hoe gaan ons as gelowiges, as kinders van Here optree in die aangesig van so 'n skrikwekkende pandemie? Al wat ons kan doen is, ons moet maar maak soos Jesus gemaak het. Ons moet ons roeping uitleef. Elke pa, elke ma, elke ouer, elke man en vrou moet leef as gelowiges, wie se kinders en mense om hulle kan sien. Ons stel ons vertroue volkome op ons Vader, op sy almag, op sy genade, op sy wil, op sy teenwoordigheid.
Dis tyd dat ons weer saam kan Bybel lees. Daar's genoeg tyd. Ons kan met mekaar gesels oor wat regtig in ons lewens aangaan. Ons kan saam die Here se aangesig soek. Ons kan saam bid. Dis tyd dat ons benoudheid, ons bekommernis, maar ook ons hoop en ons geloof met ons vriende en ons familie deel, tussen al die skrikwekkende berigte en boodskappe. Ja, ons moet onsself afsonder voor die Here, soos Jesus. En ons staatspresident het ons baie gehelp daarmee. Ons het 'n 21 dae inperking, lockdown. Soos die Israeliete wat op die aand van die 10de plaag ook maar in hulle huise moes bly. Maar hierdie is vir 21 dae. En soos Janine sê, in isolasiestasie nommer 26, hier kan ons onsself afsonder voor die Here. Kom ons lees saam elke dag 'n hoofstuk van Johannes Evangelie. Daar's 21 hoofstukke. Ons het genoeg tyd om onsself af te sonder voor die Here, ernstig te bid. En kom ons bid dan ernstig. Ons bid laat die sweet spat. Ons bid ernstig, soos Jesus ernstig gebid het. En onsself toevertrou het aan die Vader se wil, aan die Vader se genade, aan die Vader se hande. Ek dink dis wat die Here van ons vra. Paulus sê op 'n kol vir die mense in Filippense. Hy's in lockdown in Rome. Hy sê vir die mense in Filippi, hy sê vir hulle, hy troos hulle met die woorde, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Maak seker dat jy dit kan sê. Ons moet dit weet, Hy sê verder vir hulle, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. God is by ons. God sal ons vrede gee. Kom ons vertrou op hom vir wat vir ons voor lê. Kom ons loop hierdie pad saam met Jesus en saam met ons Vader. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid soos nog nooit tevore nie. Here, ons is benoud, ons is bekommerd, ons is onseker, ons weet nie wat voor lê nie. Here, ons is benoud oor ons gesinne, oor ons mans, ons vrouens, ons paas, ons maas, ons ouers, ons kinders. Ons bid vir hulle. Here, ons is benoud oor ons vriende en vriendinne, oor ons gemeente, oor die mense na in ons hart. Ons bid vir hulle. Here, ons is benoud oor ons land, oor die mense in digbewoonde gebiede, oor haweloses en dakloses en hongeres, mense wat geen heenkome het nie. Ons bid vir hulle. Here, ons treur saam met die duisendes, wat al geliefdes in die dood afgegee het. Wees hulle genadig asseblief. Ons bid vir ons staatspresident en die leiers van ons land. Ons bid vir ons veiligheidsmagte. Ons bid vir al die mediese personeel en gesondheidsdienste. Here, seën hulle met die beskerming en met gesondheid. Ons bid, Here, dat U vir mediese navorsers 'n antwoord sal gee om hierdie virus te kan vernietig. Here, ons
ons bid vir ons beroepe, vir ons werk, vir ons land se wankelende ekonomie. Gee vir ons elke dag ons dagse brood. Here, leer ons U wil. Here, leer ons om op U te vertrou in voorspoed en in teëspoed. Here, leer ons om te ervaar dat U elke dag tree vir tree by ons is, soos U naam sê, Immanuel. Here, leer ons om te weet dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets ons kan skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by ons verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ons wil nie, maar laat U wil geskied.